Goeiedag, liewe luisteraar. Tydens die opname van Dominee Dries op Facebook het ons 'n heerlike tegniese foutjie gehad wat klink soos reën en wat 100% by ons tema inpas. Maar ek aanvaar dat julle graag na die klankbaan of die klankgreep sou wou luister van Dominee Dries se gesprek en sy gebed. En het ons dit goed gedink om saam met die virtuele ook of saam met die video ook die stem gedeelte vir u te laat luister, en het dit dan goed gedink om apart Dominee Dries se boodskap vir julle terug te speel indien julle daarna sou wou luister. 'n Baie lekker dag, en ons hoop die wat nog nie reën gekry het nie, wel sal reën kry baie gou, en ons is saam met die ander verheug oor die fantastiese reën wat tot nou toe geval het in 2025. Baie dankie en 'n geseënde dag. Dis 'n voorreg om so saam te kan wees binne in ons land op hierdie dag wat ons dankie sê, maar ook 'n dag wat ons weer vir voorbereiding vra saam met mekaar in hierdie uiterste droogte wat so baie boere nog beleef. Dit is hierdie twee kante van ons land. Ons sit hier in die groenigheid en ons harte gaan uit na hulle toe wat niks reën nog ontvang het. Ek wil een vers lees, Psalm 114 vers 7 wat sê: Bewe aarde as die Here verskyn, as die God van Jakob verskyn, hy wat rots in waterkuile verander, harde klip in fonteine. En dis wat ons ook in hierdie land beleef. Aan die een kant, maar kom ons bid ook saam vir hierdie geweldige krisis wat nog steeds ook oral in ons land is. Ons hemelse Vader, ons kom vandag na U toe, ons buig voor U neer as die Almagtige, want Here, U is ons hoop, U is ons krag, U is ons uitkoms, U is die wonderbare raadsman, U is die ewige God, U is die ewige Vader en die vredevors van ons lewens. En Here, U openbaar U in die woord en U is presies wie U sê U is. U was nog altyd so en U sal altyd so wees. En Here, daarom aanbid ons U in hierdie middag. U wat die helder môrester is, U wat die brood van die lewe is. U Here wat die son laat opkom, wat die maan laat skyn. U wat die reën bring, U wat die fronte bring. U wat die sisteme van hierdie wêreld kan beheer met U hand. Ja Here, U is die verlosser. U is ook ons God. U is die Seun wat na ons toe gekom het om vryspraak vir ons te gee. U is die Heilige Gees. En Vader, as ons vandag U naam groot maak, dan wil ons sê, dankie, dankie Here, dat U vir so baie plekke in hierdie land uitkoms gegee het. Here, hierdie dorre streke, wat vir jare dor en braak gelê het, het U nat gemaak. Here, ons kyk die foto's en die video's en ons sê net, Here, dis U krag en dis U mag, dis wat U doen. En daarom sê ons vir U, Here, U genade, U goedheid, U guns is vir ons oorweldigend, baie dankie daarvoor. Ag Here, ons bid vir opvolgreën. Ons bid Here vir die groei van die veld. Ons bid vir die aanvul van ons damme, van ons ondergrondse water. Ons bid Here vir verdere uitkomste. Ag, maar Here, ons harte is net dankbaar. En Here, U is die ene wat bepaal waar ons bly en hoe lank ons sal bly, ook volgens die woord. En daarom, Here, bly ons hier in Namibië. U het ons hier gebring, U het ons geroep om hier te wees. Here, dis waar ons rentmeesters is, ook van die grond wat U onder ons beskikking gestel het. En Here, daarom kom mense van ver af na hierdie pragtige land toe. Hulle kom neem foto's, Here, van die land. En hulle stuur dit terug vir hulle familie om te sê, hoe mooi is dit. Maar Here, agter hierdie foto's weet ons hoe lyk 'n werklikheid. Ons weet van droogte. Ons weet, Here, van die hartseer, van dooie diere. Ja, Here, dit beleef ons in hierdie land. En daardie dele sien ons almal nie altyd nie. En daarom wil ons hierdie bestaanswerklikhede van Namibië voor U kom lê vanmiddag. Ag Here, ons weet dat elke liewe stukkie grond in hierdie land onder U bestuur staan, onder U regering, U versorging. En daarom tree ons in vir elke stukkie grond wat oorgeslaan is. U ken die koördinate van elkeen daarvan. U weet, Here, waar
waar 'n boer vandag maar nou weer eens en nog 'n keer na die weerkaarte kyk en wat die voorspellings inhou. En daarom bid ons vir elke drif, elke draai, elke duin, elke stukkie grond in hierdie land van ons. Want net U kan voorsien. Dit kan ons nie doen nie, Here. En ons kom lê elke boer wat so swaar kry, weer vandag voor U neer, nog 'n keer, oor en oor, Here, ons pleit vir elkeen van hulle. Ag, Here, want as die stof so staan, dan raak ons bang, ons is onseker, ons is ontwrig. Ag, Here, ons raak ontsteld, en ons raak kwaad. Ag, ons raak die pad ook byster, Here. Ons raak ook hardkoppig. Die woord sê ons is soos 'n moedswillige koei, en dit is soos ons is, Here. Maar ons het hulp nodig, ons het vir U nodig, ons het U verlossing en die redding nodig. En daarom kom bid ek, Here, dat ons tog nooit hoogmoedig sal wees, nooit arrogant sal wees, dat ons nie ons aanmatiging sal hou nie. Want Here, ons bid net vir wysheid, ons bid vir krag vir elke familie en elke gemeenskap wat deur uitdagende prosesse moet gaan. Ons bid vir mekaar, ons bid dat ons mekaar sal ondersteun en sal uitreik na mekaar toe. Ons bid, Here, dat U vrede ons sal weerhou van paniek en van vrees en van mismoedigheid. Ag, Here, verander tog ons gedagtes, verander ons ingesteldheid. Ons bid dat ons nuwe harte sal kry en sommer net 'n nuwe afhanklikheid van U. Here, die profeet sê vir ons, wat moet ons doen? Wat is goed? Ons weet, Here, wat goed is om reg te doen. Wat goed is om liefde en trou uit te leef. Wat goed is, Here, is om in ootmoedigheid voor ons God te leef. En dis waarvoor ons bid. Here, ons verdien niks, maar ons vra, want ons mag vra, sal U tog uitkoms gee vir mens en dier, vir plant en grond. En dankie, Here, dat ons die vrymoedigheid om na U toe te kom. En daarom bid ons in die woorde van Paulus, Here, dat ons oor niks besorg sal wees nie, maar dat ons die reg het en die voorreg het, Here, om al ons begeertes na U toe te bring met smeking en met danksegging. Ons maak dit in U bekend en U weet wat dit is. En Here, nou weet ons dat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor ons harte en gedagtes die wag sal hou in Jesus Christus. En Here, daarom bid ek, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elke boer in hierdie land wees. In die naam van die Here ons Verlosser bid ons dit. Amen.